wat mense laat kennis neem van Oranje is eintlik daai simboliek van die klein reus, van die mannetjie wat sy moue oprol. Maar mens moet ook kies. Gaan jy die moeilike stap neem of gaan dit jou kinders wees of gaan dit jou kinders se kinders wees? En daarom glo ek daaraan as die pad vorentoe. Die kwessie van konsentrasiepolitiek hoef nie net Oranje te wees nie, maar ek sien nie 'n toekoms sonder konsentrasiepolitiek nie. En ook waarom daar soveel mense is aan die, noem dit nou maar die linkerkant van die spektrum, wat so hard probeer om die Oranje idee te diskrediteer. Ek dink want hulle sien dit is 'n praktiese vergestalting van 'n idee raamwerk wat kan werk en daarom moet hulle dit probeer afbreek. Ja, dit is eintlik 'n gesprek. Ons mik hier vir 20 minute, so min of meer 2 minute per vraag, maar ek gaan nou nie mense stop of wat ook al nie. Goed, dan gaan ons begin. Ons gaan taamlik informeel en net direk begin. Wie is jy en wat doen jy? Ek is Ernst Roots. Dit is my moeilik om te beskryf wat ek doen. Ek is 'n Afrikaner, ek is 'n Christen. Ek woon in Suid-Afrika. Hoewel ek huiwerig is om my identiteit te beskryf as Suid-Afrikaner, omdat dit het 'n baie vaag konsep geword wat nie veel sê oor kultuur en identiteit nie, maar eintlik maar net iets sê oor waar jy woon. So ek is 'n Afrikaner in Suid-Afrika wat graag wil hê Afrikaners moet meer vry wees en ek beywer my daarvoor. Just selfde vraag. Joost Strydom, ek is Oranier in Oranje. Hoe sou jy Afrikaners se huidige situasie in Suid-Afrika beskryf? Breekbaar, kwesbaar, 'n bietjie verward partykeer, maar ook in sommige aspekte beter as van ons Wes-Europa broeders en susters in hulle onderskeie lande en state, omdat Afrikaners praktiese mense is, omdat ons gelowige mense is, en omdat Afrika vir ons geleenthede bied, dink ek ons is partykeer beter af. Alhoewel die situasie soms desperaat lyk, is ons miskien ons westerse wêreldgenote bietjie voor met oplossings. Ja, ek sal sê Afrikaners in Suid-Afrika, ek beleef 'n gevoel van benoudheid oor die dinge wat verander in die land, onsekerheid oor die toekoms, maar ek dink ook Afrikaners is baie goed toegerus om hierdie soort uitdagings te trotseer. Dit aansluit by die punt wat Joost maak. Ek dink Afrikaners het ons is nou al vir honderde jare in Afrika, ons weet wat dit verg om in Afrika te oorleef. Ek beleef 'n oplewing van geloof, Christendom onder Afrikaners. Ek beleef 'n herontdekking van Afrikaner identiteit en 'n kultuurbewustheid onder Afrikaners. Ek beleef toenemende ontnugtering met die hoofstroom onder Afrikaners, hoofstroompublikasies, die media ensovoorts, ouens wat hulle na ander plekke wend om inligting te kry wat minder gefilter is. En ek beleef ook 'n soort ontwaking onder Afrikaners dat mense begin besef hulle is nie vry nie, al is daar nou al vir 30 jaar lank vir hulle gesê hulle is vry, en laat daar sekere stappe geneem moet word om ons mense meer vry te maak. So ons beweeg in onsekere tye in, troebelwaters, maar die belangrikste goed wat in ons guns moet wees is in ons guns, en dit is eerstens intern, en tweedens 'n soort herontdekking van die Afrikaners buite die Afrikaners in ander gemeenskappe in Suid-Afrika, maar ook in die buiteland. Joost, jy het al gesê Suid-Afrika is terselfdertyd voor die res van die wêreld, maar ook agter die res van die wêreld. Wil jy 'n bietjie daarop uitbrei nie? Suid-Afrika is nie so ver ontwikkeld soos baie ander eerste wêreldse lande nie, om my waarheid te sê. Ek wonder of mense Suid-Afrika nog as eerste wêrelds kan beskryf. So wat ontwikkeling en tegnologie en ook progressiewe politiek betref, is ons agter die res van die wêreld. Maar dis ook 'n goeie ding, want op 'n ander manier is ons voor. Ons is voor met praktiese oplossings. Afrikaners het sekere uitdagings wat die Weste nou begin beleef, het ons 20 en 25 jaar gelede begin beleef, en dienooreenkomstig is ons oplossings ook 'n bietjie verder voor. Om iets soos Oranje te kon bedink, moes ons eers in 'n sekere situasie wees. Daai situasie was die diversiteit van Suid-Afrika, wat Afrikaners deur Afrikaner nasionalisme met apartheid probeer oplos het, en ons het deur dit gegaan lank voor die res van die wêreld, ek wil amper sê, nodig gehad het om in daai terme te dink. En Afrikaners is deur dit, en ons is weer aan die ander kant uit, en ons dink alweer aan nuwe oplossings, om ons kultuur te bewaar, om ons volkskap te bewaar en so aan.
En op 'n manier is ons die wêreld 'n bietjie voor. Ek dink dit is wat ek daarmee bedoel het. Ja, ek wil dalk 'n vinnige staaltjie vertel oor daai punt is die opspraakwekkende en omstrede Christopher Hitchens wat 'n aards-ateïs en eintlik 'n anti-kris was, maar polities kan ek nie bepaal of hy links of regs was nie. Hy was pro George Bush en pro die oorlog in Irak, maar hy het homself ook 'n sosialis genoem. Maar hy het op 'n stadium gepraat oor die libertarian solution. Wat hy daarmee bedoel het is, dit is net hoe hierdie idee dat ons in die eerste plek of selfs uitsluitlik individue is en niks meer as dit nie, so gewild geword het. En hy het eintlik uit sy perspektief uit begin ontnigter raak met die idee en gesê, maar hy kan nie sien hoe dit werk in die werklikheid nie. En hy het toe die voorbeeld genoem, dit was kort na 9/11 in Amerika, en hy het toe gesê, maar wat is die libertarian antwoord op iets soos 9/11? As ons almal net individue is in Amerika, en daar's 'n aanval op New York, die libertarian antwoord is, daar's niks wat ons kan of moet doen nie, want dis nie ek as individu wat aangeval is nie. En daai, dis soos ek sê, dis 'n bietjie uit sy perspektief, maar daai gedagte was baie gewild die afgelope paar dekades, en ons as Afrikaners het eintlik al 'n tyd gelede begin besef, dit is nie so eenvoudig nie. Jy kan nie afskeid neem van jou kultuur en jou identiteit nie. En dit het dit baie moeilik gemaak om te praat oor goed soos demografiese werklikhede, want dan praat jy mos nou oor gemeenskaps- en groepsdinamika eerder as bloot net die beweegruimte van die individu. En dis 'n voorbeeld waarin ons die wêreld ver vooruit is ons het daai soort werklikhede wat ons teruggebring het na die werklikheid toe, al vir 'n tyd lank beleef, en ons het nie net al beleef nie, ons het al die nodige dinkskrims onder mekaar gehou en werkswinkels gehad en antwoorde op hierdie soort goed gekry in die praktyk, maar ook argumente. En ek beleef regtig in ons gesprekke met ons vriende in die buiteland dat ons hulle vooruit is wat dit betref, en dat hulle dit geniet om met ons te praat, omdat ons hulle help om in hulle konteks ook antwoorde te formuleer. En dalk net nog een praktiese voorbeeld is die idee van demografie en die demografie wat verskuif of verander, en dan linkse, as ek dit maar so kan noem, aanvalle en aansprake. En die idee wat sommige naïewe mense het, dat ons moet net toegee op die goed wat die linkse sê, want ons is die meerderheid. Ek praat nou in die Amerikaanse konteks of die Europese konteks. En terwyl ons die meerderheid is, moet ons toegewings maak, asof, wanneer jy nie meer die meerderheid is nie, daar nie meer van jou vereis gaan word om toegewings te maak nie. Terwyl ons verhaal wys, as jy die minderheid is, dan word die eise en die aansprake teen jou erger, dit verswaar. En ek dink dis maar net een van die baie voorbeelde van lesse wat die res van die wêreld en die westerse wêreld in besonder by ons kan leer. Die Afrikaner is al vanaf sy bestaan op soek na onafhanklikheid. Dit voel soms soos 'n eindelose stryd en daar's baie struikelblokke. So sou jy sê dat die Afrikaner vandag in 'n beter of in 'n slegter posisie is as in die verlede? Wel, ons is in 'n sekere sin definitief in 'n slegter posisie. Ek het dit nou al 'n paar keer gehoor sê, en ek sê dit self, ek weet nie wie dit eers gesê nie, ek dink dit was Louis Botma, dat sedert 1652 was elke generasie Afrikaners in een of ander gewapende stryd. As jy teruggaan van 1652 af, elke generasie het iewers 'n gewapende konflik gehad, en wat maar gewoonlik met vryheid verband gehou het, en ons generasie is die eerstes wat dit nie het nie. En dit kan 'n soort valse gemoedsrus gee, terwyl in 'n sekere sin is die stryd wat ons vandag beleef baie meer indringend, en baie meer, dis dalk 'n anglisisme, maar 'n eksistensiële bedreiging vir ons voortbestaan, want dis 'n propagandastryd wat verdoemend is, want dit vreet aan die binnekant van ons. En in daardie opsig gaan dit baie sleg, want die aanvalle op ons is baie skerp, en 'n mens moet besef hoe ernstig die aanvalle is, en as iemand 'n geweer op jou rug het, jy nie 'n ander keuse as om te besef nie. Maar as dit 'n propagandaoorlog is, dan vat dit langer om in te sink. So in daardie opsig gaan dit slegter as vroeër, maar ek dink in die opsig waarin dit beter gaan, Afrikaners hou baie daarvan om te sê, Afrikaners kan nie saam staan nie, en Afrikaners het nie leiers nie. En ek dink ons het sterk leiers, en ek dink ons staan nou meer saam as ooit. Saam staan kan nie en moet nie beteken almal stem oor alles saam nie. Dit kan en moet beteken ons verskil van mekaar oor goed, en ons praat met mekaar daaroor, maar ons het daarin breedweg konsensus oor waar ons wil uitkom. Ons kan dalk meningsverskille hê oor watse pad ons moet ry om daar uit te kom,
maar ek dink ons staan taamlik goed saam, so daar en daarop se gaan dit goed. En ek dink die toenemende steun wat ons van ander gemeenskappe in Suid-Afrika kry, ek praat nie van die ANC en politieke elites nie, maar ook gemeenskappe buite Suid-Afrika vir ons strewe is op 'n vlak wat dit, ek weet nie of dit al ooit op daai vlak, behalwe miskien tydens die Vryheidsoorlog, wat dit al ooit op daai soort vlak was internasionaal nie. So dis baie opwindend. Ja, ek dink die groot vraag sou wees, wanneer in die verlede verwys mens na dit het al beter en slegter gegaan, maar ek dink ergens is in die kol. Dis eintlik twee tipe krisisse wat gelyk afspeel. Die een is die veiligheidskrisis, ons dink aan plaasmoorde, ons dink aan ander tipes veiligheid, ook soos die ekonomiese krisis, wat Afrikaners onveilig maak wat betref ekonomiese toekoms. En dit gaan al swaarder met mense, daar's inflasie, mense het minder beweegruimte as gevolg van hulle ekonomiese omstandighede. Maar dan ook, behalwe vir die fisiese krisis, hierdie eksistensiële krisis van identiteit. En dit is eintlik 'n vrywillige, selfopgelegde krisis tot 'n sekere mate, want ons kies om minder met ons eie identiteit te assosieer en meer globalisties te word. Dit is vir ons gemakliker om meer globalisties te wees. Dit is vir ons gemakliker om minder met ons eie geskiedenis te assosieer, en ons moet versigtig wees daarmee. So ek dink dis ook waar ons moet begin, as ons dit aan kan spreek, as ons kan oplossings kry daarvoor, dan gaan ons outomaties begin organiseer om ook die veiligheidsrisiko en die ekonomiese risiko's die hoof te bied. So ek dink dit begin by identiteit. En weer eens is die Afrikaner die Weste bietjie agter, maar ook weer ver voor. En dis die ironie. Miskien juis omdat die fisiese risiko soveel vinniger geeskaleer het in Afrika as wat dit in die Weste gebeur het, dink ek dit is die geval dat Afrikaners vinniger daarop kon reageer. En in die bewussyn rondom plaasmoorde, rondom veiligheid, rondom die ekonomie, is daar ook weer iets van die Afrikaner identiteit wat besig is om na bo te borrel. Goed, kom ons praat bietjie oor die pad vorentoe. President Donald Trump se uitnodiging aan Afrikaners vir vlugtelingstatus in die VSA het vir baie uitweg uit Suid-Afrika gebring. Sien jy 'n toekoms vir Afrikaners in enige ander land as Suid-Afrika? Vir my is beide 'n moeilike en 'n maklike vraag, want ek persoonlik dink Afrikaners, ons identiteit as boere, as Afrikaners is hier op Afrika bodem, en dit is inherent deel van wie ons is. Ons gaan Amerikaners, Kanadeërs of Nieu-Zeelanders word, of as ons trek, of ten minste ons kinders en hulle kinders se kinders. Het sal nie meer wees soos wat ons is nie. Maar dit is ook moeilik as mens dink die Franse hugenote het vir hulle waardes hulle land agtergelaat. Die trekboere het of die voortrekkers het die Kaapkolonie waar hulle groot geword het agtergelaat. En so aan. So daar's ook gevalle in ons geskiedenis waar daar verandering gekies is terwille van waardes en identiteit. Tog, as mens die twee goed teen mekaar moet afspeel, sal ek nog steeds sê, Afrikaners het 'n beter kans op die langtermyn om ons waardes, ons geloof en ons kultuur te behou deur in Afrika te bly, alhoewel ek nie in iemand se pad sal staan wat kies om Amerika toe te gaan nie, sal ek nie self daai stap neem nie, en ek dink ons baie Afrikaners wat sal bly, en ek is bly dat dit so is, dat ons demografies hier kan fokus, kan konsentreer, en so kan ons oorleef en Afrikaners bly. Ja, ek dink nie Afrikaners sal Afrikaners wees sonder Afrika nie. As ons op groot skaal die land verlaat, gaan ons daar waar ons is assimileer, en ons gaan altyd terughinker na Afrika. Ek dink soos wat die Jode na Israel en hulle tuisland daar teruggehinker het nou al vir 'n tyd lank en steeds doen, die wat nie daar is nie. Of selfs die wat in die buiteland bly, steeds 'n emosionele verbintenis het aan daardie tuisland. So as iemand die land verlaat en hom ontwortel en assimileer daar waar hy is en sy Afrikaner verbintenis verloor, is dit baie sleg vir ons. As iemand die land verlaat, dalk weens 'n goeie werksgeleentheid wat baie gebeur en nog steeds vashou aan sy Afrikaner wortels en daar waar hy is optree as 'n soort ambassadeur vir ons saak, is dit baie goed vir ons. En ons het dit al gesien. Ons sien dit onder andere met Afrikaners wat naby Trump beweeg, wat met Trump praat, in sy kringe is, saam met hom golf speel of sakemanne ensovoorts.
Ons het dit gesien in Australië toe daar 'n groot optog teen plaasmoorde aangebied is 'n paar jaar gelede. En ons sien dit op verskeie plekke reg oor die wêreld. So Afrikaners in die buiteland kan 'n goeie ding wees, mits hulle nog steeds betrokke is by ons saak. Maar die idee van Afrikaners sonder Afrika of los van Afrika, ek kan net nie indink dat dit kan werk op die lang termyn nie. Goed, so ek hoor hoofsaaklik Afrikaners in Afrika by beide van julle. Nou, Orania word beskryf as 'n groeipunt vir Afrikaner onafhanklikheid. Stem jy saam met hierdie beskrywing? Ja, Orania is absoluut 'n voorbeeld waaruit ek dink waarvan Afrikaners moet kennis neem. Dit is ook 'n voorbeeld waaruit ander gemeenskappe in Suid-Afrika waaruit hulle moet leer en wat ek toenemend sien gebeur. Ons sien dat politieke elites en die soort ouens verhard in hulle uitsprake teen Orania wat eintlik maar 'n populisme is of 'n poging om hulle radikalisme te bewys. Wat op 'n vreemde manier soos wat dit vir my lyk goed is vir Orania, ironies, want dit versterk ook lojaliteit teenoor die Orania idee. As gematigde mense sien die malles is teen Orania. So daai soort groeiende steun wat ek sien en waarneem, in die eerste plek onder Afrikaners, maar ook onder ander gemeenskappe, vir die Orania idee is goed. Maar dis nie net die Orania idee nie. Ek dink nie dis die idee in die eerste plek wat mense Orania laat ontdek nie. Die idee is die fondasie. Maar wat mense laat kennis neem van Orania is eintlik daai simboliek van die klein reus, van die mannetjie wat sy moue oprol en self sy hande vuil maak en 'n sloot grawe as hy moet 'n sloot grawe ensovoorts. En ek dink ook dit is wat Orania so aanloklik maak vir ons vriende in die westerse wêreld is. Daar die idee van private cities en chartered cities het baie gewild geword as 'n soort denkoefening. Maar in Orania is dit ook 'n denkoefening, maar dit is baie meer as 'n denkoefening. Dit is 'n rol jou hande op of rol jou moue op en gaan doen dit. Terwyl baie van die ouens is opgewonde oor die idee, maar hulle sit nog bietjie vas in die denke. En dan kyk hulle na Orania en sien, maar hier is die ouens besig om dit te doen. En ek dink is deel van die rede waarom Orania buite Suid-Afrika toenemend opspraakwekkend word in die goeie sin van die woord. En ook waarom daar soveel mense is aan die, noem dit nou maar die linkerkant van die spektrum, wat so hard probeer om die Orania idee te diskrediteer. Ek dink want hulle sien, dit is 'n praktiese vergestalting van 'n idee raamwerk wat kan werk, en daarom moet hulle dit probeer afbreek. Ja, ek dink 'n interessante punt wat Ernst maak is om die idee en die realiteit met mekaar af te speel. Baie mense hou ons aan die standaard van hierdie idee en net die idee, en dis maklik want dit bly net teoreties. Die oomblik wanneer dit eg raak, wanneer dit mense raak, wanneer dit 'n gemeenskap en 'n plek en 'n spesifieke plek en dienslewering en mense en verhoudings tussen mense raak dit baie moeiliker. En weer eens, daar dink ek is die Afrikaner die wêreld bietjie voor, want ons gaan deur hierdie goeters. Ons gaan deur hierdie egtheid daarvan. Ons projekteer dit nie net as idees nie. Maar ek moet ook dan nou sê terug by die vraag, as dit nie die doel van Orania was nie, dan kon ons in enige estate of in enige plek gebly het en so aan. Ek voel die belange om belange in Orania te hê, om dit te help ontwikkel, om daaraan te glo, om die droom te help waarmaak, is krities belangrik. En dit is die doel van Orania. Ons het al beter en slegter tye gehad, uitdagings en geleenthede, maar nog steeds moet ons trou aan ons doel bly. Deur volkseie arbeid, deur eie instellings en eie grond, moet mens uiteindelik onafhanklikheid bevorder. En dit kan ook net doeteenvoudig wees om te sê energieonafhanklikheid, dit kan wees om te sê voedselonafhanklikheid of wat ook al. Baie basiese stappe in 'n groter prentjie, maar sonder energieonafhanklikheid in Suid-Afrika is daar in elk geval geen groeiende of kruipende politieke onafhanklikheid nie. Energieonafhanklikheid is krities en daarom is die bou van goed soos Orasol so belangrik. Ek dink dis baie belangrik. Die groot vraag wat op Afrikaners se harte lê, dis 'n moeilike vraag, ek dink nie een enkele Afrikaner het noodwendig die antwoord nie, maar ek sal graag julle insette wil hoor, is wat is die pad vorentoe vir ons mense? Die pad vorentoe, daar's natuurlik wat ons weet en wat ons nie weet nie. Wat ons nie weet nie is presies hoe gaan die dinge in die wêreld ontvou, hoe gaan die dinge in Suid-Afrika ontvou en dis meer. Wat ons wel weet is wie ons is.
en 'n mens kan natuurlik 'n geloofslyn ook daar trek, maar kom ons fokus net bietjie op wie ons is prakties. Ons is 'n goed opgevoede, kultureel sterk, hardwerkende volk. Ons is wel oor 'n baie groot land versprei en afgespeel teen die res van die land se bevolking is ons 'n baie klein minderheid. Dus het ons baie min hefboomkrag in spesifieke goed. Ek dink die grootste voorbeeld, die sterkste numeriese instelling wat Afrikaners gebou het is die Solidariteit Beweging, 500,000 Afrikanerlede daar. So dit gee ons 'n bietjie van 'n regshefboom en 'n kulturele hefboom en so aan. Maar om te bou aan 'n volhoubare pad vorentoe glo ek natuurlik aan die Orania model. Ons moet konsentreer fisies op 'n plek. Om eenheid van poging ekonomies te hê, om polities gesag te ontwikkel en om instellings te bou vir ons mense. So die pad vorentoe dink ek het definitief 'n Orania sin van konsentrasiepolitiek soos wat ons dit in Orania noem. En dit hoef nie net Orania te wees nie. Ek sê daar was baie trekke op die groot trek, om die waarheid te sê die bekleierery onder die trekkers het hulle op 'n manier gered, want hierdie laar is uitgemoor en hierdie nie. En hy het aangegaan en so aan. So die kwessie van konsentrasiepolitiek hoef nie net Orania te wees nie. Maar ek sien nie 'n toekoms sonder konsentrasiepolitiek nie. Kulturele konsentrasie, ekonomiese konsentrasie, maar veral ook fisiese vestiging en konsentrasie. Ek weet dit is 'n moeilike stap, maar mens moet ook kies. Gaan jy die moeilike stap neem of gaan dit jou kinders wees of gaan dit jou kinders se kinders wees? En daarom glo ek daaraan as die pad vorentoe. Ja, ek sal dalk wil begin deur ook iets net by daai metafoor of nie 'n metafoor nie, daai historiese voorbeeld aan te sluit. Ek dink in daardie opsig die bekende meningsverskil in die groot trek was seker maar, of die bekendste was seker maar Rits en Retief. Met Retief wat gesê het ons moet Natal toe gaan en ons moet met die Zulus onderhandel, en Marits het van hom gesê dis selfmoord. Nou met nabetragting kan ons sien Marits was reg. Maar Retief het goeie argumente gehad. Hy het gesien dit is vrugbare grond, hy het gesien dis naby die kus, ons kan 'n hawe daar oprig en die soort goed. En dis goed vir ons dat daar meningsverskille was. En meningsverskille moet mens net in bona fides kan hanteer. En dis altyd maklik om met nabetragting te sien wat het gewerk en wat het nie gewerk nie. En met nabetragting moet ons kan sien dis logies Retief se plan sou nie werk nie. En ons moet daaruit kan leer. Ek weet nie of die Van Rensburg trek geweet het, moes voorsien dat hulle wat met hulle sou gebeur het nie. Kyk, hulle is al op in die noorde mos heeltemal uitgewis. En ek dink dit was so maklik vir hulle om te voorsien nie. En Louis Trichardt se trek is nie uitgewis nie. Die punt is verskillende, dis goed om verskillende planne te hê. En dit het my laat dink, nou die antwoord wat Joos nou gegee het aan iets wat ek onlangs gelees het en ons het gister so 'n bietjie daaroor gepraat en ek het nogal baie daaroor gedink nadat ek dit gelees het. Een van die bydraers by die Pionier Inisiatief het vir my e-pos daaroor gestuur. Dis 'n professor by Harvard wat spesialiseer in veranderingsbestuur. En hy praat van politieke bewegings onder andere, maar nie net politieke bewegings nie. En die verskil daarvan om 'n plan te hê teenoor om 'n agenda te hê. En die argument wat hy voer is dat dit partykeer belangriker is om 'n agenda te hê as om 'n plan te hê. En die verskil breedweg is 'n agenda staan vas. Dis soos 'n vlag wat jy plant en jy sê dis waar ek wil uitkom. Die plan sê in 'n sekere sin hoe jy by daai vlag gaan uitkom. Maar ons leef in 'n troebel waters. Ons weet nie presies op watter stadium hierdie waters gaan wit waters word waar ons gaan moeilik roei nie. En ons kan nie die toekoms voorspel nie en ons leef in 'n komplekse werklikheid. So ons moet planne hê. Ons moet verskillende planne hê ook en ons moet redeneer oor ons planne, maar die agenda is die belangrikste. En ek dink as 'n mens die agenda in een woord kan saamvat, dan is dit vryheid. En op die pad na vryheid moet ons die beste moontlike denkbare planne hê, maar ons moet buigbaarheid hê. Ons moet ons planne kan verander as dit nodig is op grond van dinge wat gebeur. 'n Goeie voorbeeld is hierdie uitsprake van Trump. 3 maande terug het ons dit nie voorsien nie. En dit is nou so deel van ons werklikheid en selfs in 'n sekere sin die Amerikaanse werklikheid. So ons moet ons planne daarbey aanpas, maar nie ons agenda nie. So ek dink ons is op die pad na vryheid toe om dit so te stel, dink ek op 'n beter plek. En ek dink
sekerheid en standvastigheid oor waar ons wil uitkom is belangrik, maar buigbaarheid en hoe ons daar gaan uitkom, dink ek moet ons ook hê. Goed, ek wil op hierdie stadium net baie dankie aan Melk en Heuning sê vir die sitkamer en die vertrek wat ons vandag gebruik. Ons hoor die lekker klanke van koffie ook in die agtergrond, waar ons nou vir ons 'n koppie koffie gaan kry. En dan voordat ons afsluit, net 'n vinnige paar skietvrae. Joost, ek gaan eers vir jou vra en Ernst dan kan jy dieselfde vraag net na Joost antwoord. Joost, biltong of droewors? Droewors, Biltong, Koffie of tee? koffie, koffie. Koeksuster of pannekoek? pannekoek, Ek wil sê pannekoek, maar ek voel uit beginsel moet ek sê koeksuster. See of Bosveld? Bosveld, Bosveld, Bakkie of sportsmotor? bakkie. bakkie. Tekkies of vellies? Ek het al in tekkies gejag, maar ek het nog nie in vellies gaan draf nie, so tekkies. Ek voel ek kan nie sonder een van die twee klaarkom nie, maar weer eens uit beginsel moet ek sê vellies. En dan die groot vraag, McDonald's of braaivleis? So maklike een Frans. Braaivleis. Braaivleis, ryk McDonald's beter as braaivleis, dit doen nie. Joost, Ernst, baie dankie. Dankie. Dankie Frans.